Baie welkom by Suiderparel Gemeente. Ek herinner jou aan ons wynveiling die 11de Junie en die reëlings is besig om mooi alles in plek te val en ons is baie opgewonde, maar ons het nog 'n paar lotte nodig. So as jy 'n lekker bottel wyn of 'n Magnum of enige iets het wat ons as 'n lot kan verkoop daardie aand, asseblief kontak die kerkkantoor so gou as moontlik. Aan die einde van die vorige kwartaal het ons verborge gevra dat ons kinders van Klapmuts kan borg om #Imagine toe te gaan. En ek wil graag vir die gemeente dankie sê, maar die kinders wil ook dankie sê. Hallo, my naam is Stefane Jacobs. Goeiemôre, my naam is Kenneth Anders. Riano Aides. Naledi Mapasa. Jason Roy. Syvenik Samson, my naam is Jaime Bongeni. Ek het baie geleer van Jesus en is lekker om 'n visser te wees van Jesus. Ek wil net baie dankie sê aan al die mense wat vir ons die opportunity gegee het om vir die eerste keer op 'n Imagine kamp te gaan. Dit was baie lekker om by Imagine te gewees het. Dat was een lekkerste goed wat ek gedoen het in my lewe. Imagine het baie vir my beteken want ek het meer geleer van die Here en baie dankie vir die mense wat vir ons gesponsor het om daar uit te kom. Dankie. Dit was baie lekker by Imagine. Ek het baie vriende gemaak en baie geleer oor God. En ek wil net dankie sê aan al die sponsors en Dominee vir die tente en dit is die eerste keer wat ek so iets ge-experience het. Dankie. Die 10 counter stations het my baie beteken. Dankie, Imagine. Sambona. Ons het 18 kinders gestuur en dit het sommer 'n nuwe passie en vuur in ons Klapmuts jeug wakker gemaak. Hulle gaan sommer volgende week al klaar op 'n reunie saam met ander mense in die Parel wat hulle ontmoet het en ons is saam opgewonde oor dit wat die Here mee besig is. As jy 'n jong volwassene, jong werkende is, nooi ek jou uit na sitkamer. Dis op Dinsdaande. Kontak wel as jy vir die eerste keer kom die kerkkantoor sodat jy op die WhatsApp groep gesit kan word dat as dit dalk nou en dan skuif na 'n Woensdag of so toe, dat jy die inligting vroegtydig het, maar jy is meer as welkom. Alle jong volwassenes sitkamer Dinsdae 7uur. En laastens wil ek noem dat ons koffiekuier van hierdie week afgestel is. As gevolg van 'n baie besige week, Pinkster wat op pad is, Hemelvaart, het ons besluit om hierdie week se koffiekuier af te stel. Ons kuier weer saam oor 'n koppie koffie volgende kwartaal saam met Andrei Kilian. Geniet vandag se erediens. Baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Daar is nog een afkondiging wat ek graag wil maak en dit is dat ons Pinkster begin die week wat kom, die 17de Mei. En ons het eredienste die Sondag aand, Maandag, Dinsdag en Woensdag aand, maar daar is ook oggend eredienste die Maandag, Dinsdag en Woensdag aand wat op dieselfde tema gaan wees. So Maandag oggend en aand is dieselfde, Dinsdag oggend en aand, Woensdag oggend en aand. En jy's uitgenooi. Ons het ook mense nodig om sop te kom skenk vir die Sondag, die Maandag, die Dinsdag en die Woensdag. So as jy 'n pot sop kan saambring, sal ons dit regtig baie waardeer. Jy kan die skakel wat ons op die WhatsApp groepe uitgestuur het gebruik om jou naam op te skryf by die sop en jy kan sommer daar op die lys ook kyk waar ons spesifiek nog sop nodig het. Ek wil begin deur vir ons 'n stuk te lees uit Psalm 133. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang, lang lewe. Dis vir die Here goed as ons eensgesind is, as ons kan saamwerk met ander. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons is besig met die reeks Leef Lig, wat gebaseer is op 'n boek wat Jaco Strydom geskryf het, en twee groot boodskappe deel. Die een is dat ons onnodige laste kan afgooi van ons skouers af, maar in dieselfde asem dat ons ook die lig, die ewige lig van Jesus Christus kan skyn deur ons lewens. En die teksgedeelte waarna ons meeste van die eredienste kyk, is die Handelinge teksgedeelte van die eerste gemeente. En ek gaan begin met hom vandag en dan gaan ons 'n bietjie kyk na ons derde gewoonte. Ons eerste gewoonte was gewees afsondering en gebed. Ons tweede gewoonte was om lig te reis, om gereeld vir die Here te vra, waarmee is ek besig wat ek kan laat gaan? Waarmee is ek besig wat nie deel is van u koninkryk nie? Of wat het ek alles wat ek nie nodig het om te hê nie?
om gereeld vir die Here te vra, wat kan ek laat gaan? Vandag kyk ons na die konsep van eensgesindheid, om in eenheid te woon met ander mense, en om te kyk hoe die vroeë kerk dit reg gekry het, en wat se inspirasie ons ook by hulle kan kry. So Handelinge 2, vanaf die 43ste vers, sê die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom en van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hierdie is 'n teksgedeelte wat eintlik nie niks aan jou kan doen nie. As jy dit lees en regtig stoei worstel daarmee, gaan dit een van twee goeders doen. Dit gaan jou of inspireer om meer soos hierdie te leef met jou medemens en jou medekind van die Here, of dit gaan jou laat skuldig voel omdat jy nie leef soos wat hulle leef nie. Maar hy gaan nie regtig niks aan jou kan doen as jy regtig erns maak met hierdie teksgedeelte nie. Ons sê partykeer die teksgedeeltes wat ons nie verstaan nie, is ons die goed wat ons pla, maar eintlik is die grootste uitdagings in die teksgedeeltes wat ons wel verstaan, wat eintlik baie eenvoudig is. Hulle het alles met mekaar gedeel, hulle het eensgesind saam gewoon, hulle het van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd in alle eenvoud gehou. Dis nie moeilik om te verstaan wat hier gebeur het nie. Dis moeilik om dit uit te voer van ons kant af, of is moeilik om dit te vermenigvuldig van ons kant af, en ons eie lewe ook so in terug. En ons 'n paar goed wat ek van die begin wil sê. Die eerste ding is dat ons kultuur is radikaal anders as wat dit was 2000 jaar terug. Die kultuur was meer gemeenskaplik geweest. Dit was meer 'n groot groep wat saam gewoon het. 'n Huishouding was nie net een gesin om mure met 'n elektriese heining geweest nie. Dit was mense wat saam gewoon het. Daar was nie hoë mure soos wat ons dit noodwendig vandag geken het nie. Jy het saam met jou familie en jou oupas en oumas en kinders en kleinkinders almal het saam op een erf gebly, en jy dan nou nog werkers heel moontlik ook gehad wat saam met jou gewerk het, en hulle was soos deel van jou gesin. As jy van 'n huishouding gepraat het, sou dit die werkers ingesluit het. Almal saam besig om in een rigting te probeer beweeg en werk en gelukkig hou en lewendig hou en. Ons het mekaar nodig gehad, waar vandag leef ons in 'n tyd van individualisme. Ons leef in 'n tyd waar baie mense meeste van hulle dag, ek sluit myself daarin, meeste van hulle dag voor 'n rekenaar sit, of heel moontlik in 'n plek sit waar hulle nie met ander mense kontak het nie. Dis 'n ander lewenswêreld. Dis die eerste ding. Die tweede ding is dat ons moenie dat die skuldgevoel oorneem as ons hierdie teksgedeelte lees nie, want anders gaan ons net skuldig voel en niks leer uit die teksgedeelte nie. Hier staan nie, almal het alles verkoop nie. Almal was met ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind gewees, en hulle het grond en besittings verkoop, en vir almal uitgedeel, so daar was niemand wat nood gehad het nie, maar tog het hulle nog, daar was ouens wat nog huise besit het. Jy kan nie van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd hou as niemand meer huise oor het nie. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 12, lees ons van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem is, lees ons dat hulle by haar huis bymekaar gekom het. Ons lees van Lydia in Handelinge 16, wat tot bekering kom, en dan 'n ruk later, dan kom hulle by haar huis bymekaar. So dis nie asof, toe sy tot bekering gekom het, sy dadelik alles verkoop het en haar huis in die mark gesit het nie. Maar wat wel gebeur het in hierdie beweging, wat ons Christendom noem, en veral in die vroeë kerk, is daar 'n kopskuif gekom van, ek vra nie meer so seer die vraag, wat het ek nodig, of wat wil ek hê nie. Die kopskuif wat gebeur het, is die vraag is, wat het ons nodig? Wat wil ons hê? Jaco Strydom vertel van een van die gesprekke wat hy in die Ekkohuis gehad het, en die Ekkohuise is plekke waar mense van verskillende inkomste klasse bymekaar woon, en hulle probeer alles deel. Dis die mikpunt van die Ekkohuis, probeer leef soos wat die vroeë kerk in Handelinge 2 en 4 vir ons wys hulle geleef het. So hulle deel karre, hulle deel laptops, hulle deel skryfbehoeftes, hulle deel alles wat hulle kan.
En hy vertel van die een ou wat beleggingsbestuur studeer het en hy het toe nou 'n werk gekry. En toe hy die werk kry, toe kry hy sy eerste salaris. En toe hy sy eerste salaris kry, toe roep hy 'n huisvergadering, want hy bly toe al 'n ruk saam met hierdie mense in die ekohuis. En by die huisvergadering sê hy, watter kar het ons nodig? Nie watter kar wil ek hê nie, watter kar het ons nodig? Want hoe dit daar gewerk het is, jy het 'n klomp mense, nie almal is behoevend nie almal het noodwendig 'n kar nie, so daai en het dalk 'n fiets, maar die ander moet dalk ver by 'n plek uitkom, so een kar moet ry om daai te gaan aflaai, daai te gaan aflaai en dan kan hy daar bly vir die dag. En so die vraag wat hy vra is, wat het ons nodig? En dis iets wat hier gebeur het. Hulle het nie gaan staan en net eenvoudig alles verkoop het nie, of alles verkoop nie. Maar die vraag het verander en daar het 'n kopskuif gekom. En ek wil graag vir jou 'n video wys van Christina Koch, wat die enigste vrou is wat nog ooit om die maan gevlieg het. En sy leer vir ons twee goeters wat ek dink baie belangrik is. Kom ons kyk hierdie video. Several years ago, I was giving a speech and I was doing my usual talk about crew and crewmates and teamwork. And someone asked the question, what makes a crew? What is different about a crew than a team? And I was like, I got this. Opened my mouth confidently to tell them everything I knew about being a crewmate. And everything that came out of my mouth was completely without value. But the last 10 days, I've gotten a little bit of a better answer on that question. A crew is people, or, a group that is in it all the time, no matter what, that is stroking together every minute with the same purpose, that is willing to sacrifice silently for each other, that gives grace, that holds accountable. A crew has the same cares and the same needs. And a crew is inescapably, beautifully, dutifully linked. So when we saw Tiny Earth, people asked our crew what impressions we had. And honestly, what struck me wasn't necessarily just Earth, it was all the blackness around it. Earth was just this lifeboat hanging undisturbingly in the universe. Uh-oh. So I may have not learned, I know I haven't learned everything that this journey has yet to teach me. But there's one new thing I know, and that is, planet Earth, you are a crew. Yeah. Thank you. You guys got to turn that, man. Is treffend, nee. Daar's twee goed wat ek graag wil uitlig uit hierdie video uit en ek wil eers begin by die konsep van hierdie 4 mense wat saam op 'n ruimtetuig was wat vir 10 of 12 dae om die maan moes gaan en hulle het hierdie een missie gehad. Verbeel jouself na dag 2 het een van hulle kwaad geword en stilstype gekry vir die res van die 10 dae. Of gesê ek kan nie met julle oor die weg kom nie, ek is uit, ek gaan uitspring. Hulle kon nie, daar's nie 'n agterdeur nie, daar's nie 'n wegkomkans nie, so hulle was eintlik in 'n situasie geboelie of geforseer, wat eintlik 'n baie gesonde situasie is. Die wete dat daar nie 'n agterdeur is nie, die wete dat daar nie uitkom kans is nie, en dan die wete dat as ons nie vir mekaar gaan help nie, gaan ons dit nie maak nie. Ons het mekaar nodig. En is dit nie tog wat verhoudings as kinders van die Here moet wees nie? Iets van, ek's 'n kind van die Here, jy's 'n kind van die Here, ons het saam hierdie missie
om saam met Jesus Christus deur sy gees hemel-aarde toe te bring. So as ek van jou verskil, ek kan nie net weghardloop na 'n ander kerk toe of weghardloop na 'n ander plek toe nie, om te sê as ek van jou verskil, dan gaan ek die waarheid deel en ons gaan deur hierdie worsteling moet gaan van dat ons by 'n plek kan uitkom waar ons eensgesind is. En ek dink ons 'n belangrike onderskeid tussen eensgesindheid is nie uniformheid nie. So ons hoef nie presies dieselfde te lyk om eensgesind te wees nie. Ons hoef nie eers alles dieselfde te doen om eensgesind te wees nie. Maar om vir mekaar op 'n plek te kry waar ons sê ek is lief vir jou, jy is lief vir my, ons dink anders oor hierdie ding, maar ons is nog steeds besig om saam hierdie missie van om hemel-aarde toe te bring deur die Heilige Gees aan te pak. Dat ons nog steeds lief bly vir mekaar en mekaar 'n druk aan gee. En dis wat 'n gesonde huwelik veronderstel is om te wees, is om daar waar ek waarlik myself kan wees, daar waar ek waarlik die waarheid kan praat, sonder die vrees dat die dreigement dat die ander persoon die hele tyd gaan sê, maar ek gaan wegloop as jy dit doen, ek gaan wegloop as jy dat doen, ek gaan wegloop. Maar dat ons ruimte skep in ons gesinne, in ons kerke, waar ons waarlik die waarheid kan praat. Een van die ou Amerikaanse presidente het gesê, the truth will set you free, but first it's gonna make you miserable. So dat jy deur daai waarheid kan kom en deur die konflik wat dit veroorsaak kan kom en vry aan die ander kant kan uitstap. Dis iets wat elke mens nodig het. Verhoudings waar ons waarlik onsself kan wees. So dis die een ding, is mag ons kerk regtig 'n plek wees waar ons die waarheid en liefde met mekaar kan praat en selfs stoei en stry, maar altyd uit 'n plek van nederigheid en liefde. En dat ons saam kan aanhou om in dieselfde rigting, dieselfde missie uit te leef, om hemel-aarde toe te bring op hierdie planeet waarop die Here ons gesit het. Die tweede ding wat sy uitlig is, sy het op 'n stadium amper bewoog geraak, maar ook gesê, want sy as 'n Amerikaner gaan nou 'n stelling maak wat eintlik teen dit gaan wat beleef word in die wêreld. Wat beleef word in die wêreld is, ons werk nie saam nie, ons is nie eensgesind nie, ons bom mekaar, ons beklei van verskillende partye af, en sy gaan hierdie stelling maak van Planet Earth, you are a crew. Ons het mekaar nodig en ons kan eintlik nie bekostig om so gewelddadig en lelik en skeidend te wees onder mekaar nie. Ons hang hierso in die groot donkerte, hang ons hier alleen en ons het waarlik ons mekaar nodig. En sy maak hierdie stelling eintlik met 'n stuk bewoogheid en nederigheid, maar ook versigtigheid, want jy weet ook nie altyd wat jy mag sê en kan sê as publieke figuur nie. Maar ons het mekaar nodig en dit is iets wat ek persoonlik baie mee worstel, want dit is nie altyd so eenvoudig en so maklik as om te sê, kom ons begin 'n multikulturele kerk en ons begin 'n multitalige kerk nie. Want as ek kyk wat Jesus se gebed is in Johannes 17, is dit 'n onbeantwoorde gebed, want dit is presies wat hy vra. In Johannes 17 sê Jesus, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees. Hierdie is 'n gebed wat Jesus na die Vader toe bid, en dit, liewe kind van die Here, is 'n onbeantwoorde gebed, want ons het duisende denominasies in die kerk. Jesus se liggaam is die een stry met daai een, en daai een is links en daai een is regs en daai een is in die middel, en dit wat Jesus hiervoor bid en vra, dat ons een sal wees soos vir die Vader, Seun en Gees een is tot vandag toe nog nie beantwoord nie, maar dit is sy behoefte. Baie besighede werk met die konsep van 'n ultimate unattainable goal, en dit is om te sê, wat is die ding wat ons wil regkry, wat eintlik onmoontlik is, maar as ons in daai rigting kan mik en beweeg, en al ons keuses in daai rigting maak, wat is daai een ding? En as jy dit dan op 'n slogan of 'n sinnetjie kan sit, dan is dit baie maklik om nee te sê vir al die ander goeders wat dalk in die pad kom, en elke klein keuse wat ons maak, kan ons vra, is ons besig om in daai rigting te beweeg of nie? As dit ons nie in daai rigting vat nie, dan kan ons dit kant toe skuif met volle rustigheid in ons harte. En dit is asof Jesus in hierdie gebed sê,
hierdie is die ultimate unattainable goal, is mag my kinders een wees, en of dit nou swart, wit of bruin, Engels, Afrikaans, Zulu of Xhosa is, mag hulle een wees, of dit nou Chinese of Amerikaans is, of Israeli of Palestyn, mag hulle een wees, en hierdie gebed is nog nie beantwoord nie, maar is nie net Jesus nie, dis ook Paulus. Paulus skryf dit soort van mysterieus in in Efesiërs, skryf hy, nog nooit tevore in die geskiedenis is die geheimenis van die mensdom bekend gemaak, soos God dit nou deur die Gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis, dubbelpunt. Deur die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jesus, word ook mense wat nie Jode is nie, saam met ons deel van die volk van God en lede van die liggaam van Christus, en kry hulle ook saam met ons deel aan wat God beloof het. So Paulus skryf hier, soos die openbaring, die apokalips is die woord wat hy gebruik. Die geheimenis wat aan ons openbaar is dat ons nou 'n multikulturele kerk is, dat ons mense van verskillende agtergronde is, dat ons van verskillende plekke afkom, en dit is wie ons is, dit is ons nuwe identiteit, en ons kan verstaan hoekom dit spanning veroorsaak het. Pat Kievert het gesê, hierdie vroeë kerk wat ons in Handelinge 2 en 4 raak lees, is die enigste twee plekke waar ons dit raak lees, want van daar af is dit eintlik die spanning en konflik wat hanteer word, omdat hierdie klomp kultuurgroepe en die heidene wat Christene word, anders groot gemaak is, uit 'n ander agtergrond uitkom, en daar spanning. Paulus skryf, laaste enetjie, skryf in Kolossense 3, skryf hy dit eintlik maar so duidelik as wat jy kan kry. Hy sê, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of onbesny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. En dis die duidelikste manier eintlik wat Paulus dit skryf, om te sê dat ons is sy kerk, en die hemel gaan eendag 'n multikulturele plek wees, en ons is eintlik, dit is maklik om te sê, ja, eendag as ek in die hemel is, dan sal dit vir my maklik wees om te hanteer, want hier gaan dan al my foute wegvat, en al my vooroordele. Maar Paulus glo ook dat ons nou al in die ewige lewe is, en dat ons nou al aan die regterhand van God sit. So dit nooi ons uit in 'n lewe wat hier op aarde al ons geloof deel, ons belewennisse deel, ons lewens deel, met alle mense. En dit bly 'n uitdaging vir ons, en ons worstel daarmee. Maar ek wil graag 'n belewenis wat ek gehad het met jou deel, waar ek 'n stukkie hemel op aarde beleef het, en dit was hierdie uitreike wat ons in die middestad van Johannesburg gedoen het, en dit het baie jare gevat om te reël, en dit was nie altyd maklik gewees nie, en gemaklik gewees nie, maar ek wil regtig met jou deel, dat hierdie belewenisse wat ek gehad het, was 'n stuk hemel op aarde, en jy kom in die begin, kom jy daaraan, en dit is ons en hulle, die wit Afrikaners staan in 'n kringetjie, die Engelse staan in 'n kringetjie, die Zulus en die Xhosa staan in 'n kringetjie, en die Tswana sprekendes, en elkeen is in hulle eie kringetjie, maar aan die einde van hierdie 10 dae, het die ons en hulle verander, net na ons toe. En dis regtig hemels, daar is, en hierdie video wys dit, en ek dink dit wys dit goed, so kom ons kyk gou wat gebeur het in hierdie groep mense se lewens. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. You are alive in us, nothing can take your place. You
Ja, so Hemelse Vader, dankie dat ons so kan kyk na ons boeties en sissies wat eendag saam met ons in die hemel gaan wees, saam met wie ons U gaan loof, saam met wie ons gaan dans en vreugde geniet. Here, en ek vra dat U ons sal help om vandag, hierdie week, een treukie nader te kom om hierdie gebed van U in Johannes 17 te laat beantwoord. Mag ons deel hê aan U behoefte, dat ons eensgesind is met ons boeties en sissies in Jesus Christus. Ons dank U dat U ons ook nie los nie, maar dat U ons bly dryf en bly uitdaag en bly nooi in U kerk en in U beweging en mag ons, Here, mag ons dit aangryp met alles binne in ons. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dit is Moedersdag en ons wil sommer net ook vir elke ma dankie sê. Dankie vir die harde werk wat alles agter die skerms gebeur, die harde werk wat voor die skerms gebeur. Elke ding wat gedoen word, wat nie waardeer word nie, elke ding wat gedoen word, gedink word, gebid word, wat nie gesien word nie. Maas, ons waardeer julle so baie. Dankie vir wie julle is. Ja, so mag jy waarlik eensgesindheid uitleef en mag die Heilige Gees jou help as dit op plekke kom waar dit regtig moeilik is om daardie eensgesindheid uit te leef. Mag die Gees vir jou krag gee. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.